daar gedurende die diens 'n mediese noodgeval het, en jy moet uitgaan. Die hek is oop, ons maak het toe, want ons wil nie hê daar moet ongiere karakters hier inkom nie. En dan het ons ook besluit dat as hier iemand inkom met 'n groot draasak, so groot draasak, dat ons daai persoon gaan vra om die sak oop te maak, want ek wil nie een van julle se lewe in gevaar stel. Daar's dalk 'n gevaarlike wapen of iets saam. Verstaan jy? So as jy by Pick n Pay ingaan en jy dra so 'n groot sak, dan sê security vir jou, kan ons net gehou doen. Ja. So. Is julle reg daarmee? Amen. Psalm 126 vers 5. Man, ek hou van hierdie. Dit fliek my piek. Hy sê, die wat met trane saai. Kom ons stop nou net eers daar. Wie van julle weet hoe moeilik is dit om met mense te werk? Jy werk met mense, en jy nooi hulle, en jy preek vir hulle, en jy bid vir hulle. En dan skielik dan slaat hulle net toe, soos 'n oyster. Kom. En as hulle soos 'n eier, jy kan hulle rol die kant toe, jy kan hulle rol daai kant toe, maar jy kry hulle nie gerol in die koninkryk van God in. En dis hoekom hy sê, wie met trane saai. Jy gaan, as jy bid vir iemand, wat jy sukkel om in te kry, gaan jy huil as jy bid. Jy gaan sê, Here, ek bid nou vir hierdie persoon, en jou trane gaan loop. Want, dis 'n moeilike job, amen. Dis 'n moeilike job, want mense is nie natuurlik geneig om te luister en om gehoorsaam te wees nie. Mense is van nature geneig om weerspannig te wees. Dis 'n mooi Afrikaanse woord, nee, ek het hom in die Bybel gekry. Weerspannig. Met ander woorde, jy trek daai kant en jy trek daai kant toe. En dit geen rede om dit te doen, maar so, dis hoekom hy sê, die wat met trane saai, dis gebed. Gebed. Skryf jou mense vir wie jy wil inbring in die koninkryk in. Skryf hulle name neer en bid vir hulle. Helemaal daaroor, as jy wil. Ek het 'n ou gebedsboek wat ek het. En ek het gebede daarin geskryf. Ek het met 'n koutjiepen geskryf. En daai koutjiepen se ink het geloop. Weet jy hoekom? Daar's trane daar. Trane op daai gebed. En daar waar my trane geval het, daar het die ink geloop. Dis hoekom hy sê, die wat met trane saai, sal met gejubel man. Halleluja, halleluja, halleluja. Hy gee hierdie belofte, hy sê, al saai jy met trane, jy sal met gejubel man. En dan kry ons 'n ander skrifgedeelte, waar hy sê, baie keer oes jy, waar jy glad nie gesaai het nie, want 'n ander ou het daar gesaai. En nou oes jy daardie. Hy loop al deur en ween, en hy dra die saadkoring. Hy dra die saadkoring. Ek het vanoggend gepraat van saad. Jy dra die woord se saad, dra jy saam met jou. Hy dra die saadkoring saam met hom, en hy sal sekerlik kom met 'n gejubel en sy gerwe dra. Dus kom ek pastoor Jan gevra om daardie te sing van bringing in the sheaves. Jy sal daai gerwe op jou skouers dra en met 'n gejubel. Jy tree in vir daai mense, jy huil oor hulle. Paulus sê, my kinders vir wie ek weer in barensnood is oor julle. Julle almal weet hoe dit mens moeg maak as jou kinders nie belangstel in die woord nie. Hoe seer maak dit as jou fisiese kinders hulle wegdraai van die woord van die Here af. Dit breek 'n moederhart, dit breek 'n vaderhart, dit breek 'n pastoorshart
as mense wegdraai en sê, ek wil niks meer weet van die woord nie, ek wil niks weet van die kerk nie, dit breek jou hart. En Paulus sê, ek is weer in barensnood vir julle, van vooraf, totdat Christus in julle gestalte kry. Moet nooit opgee om te bid vir jou kinders, vir hulle, wat nie in is nie. Hou aan, het Johanna gesê, van hoe geduldig was Ashley gewees. Hy was geduldig gewees. Nou, as jy saad saai, as ek nou vandag groente saad saai, dan kan ek nie môre al, as ek vandag pampoene saai, kan ek nie môre al gaan pampoene pluk. Amen. Jy moet wag vir die vrug. Amen. En so is dit wanneer ons vir mense daar buite kan bid. Want ek praat vandag oor die sielewenders kroon, wat die kroon van blydskap is. Dis die kroon waarvan ek praat. Nou, ek gaan net weer herhaal, vir ingeval daar iemand is wat my nou gaan verkeerd quoteer. Die enigste manier om die ewige lewe te beerwe is deur geloof in God se verlossingswerk wat hy deur Jesus Christus bewerkstellig het, en dis nie uit julleself nie, sodat niemand mag roem nie. Efesiërs 2 vers 8 en 9. Om siele te wen is nie nodig om jou hemel toe te vat. En net een ding nodig om hemel toe te gaan, as ek dit sommer kortweg kan sê, jy moet wedergebore wees. Maar God het 'n spesiale beloning vir hulle wat werk in sy koninkryk. So, hoekom ek dit beklemtoon? Daar is kerke wat sê, jy moet wedergebore wees plus jy moet dit doen. Jy moet wedergebore wees plus jy moet dat doen. Jy moet wedergebore wees plus iets. Nee, niemand kan 'n ander fondasie hê as wat hy reeds gelê is nie. Fondasie is Jesus Christus. Amen. En dit alleen, dis genoeg om jou soet toe te vat. Amen. En jou ewige lewe te gee. Hebreërs 13 vers 17. Laat ek net gou sê, hierdie wat Paulus sê, my kinders, ek is weer in barensnood vir julle, totdat Christus in julle gestalte kry, is Galasiërs 4 vers 19. Nou kom ek vat julle gou terug na, wie van julle vrouens was swanger al gewees en julle 'n kind gebaar? Ja, hier is jou party van julle. Nou, soos wat julle weet, jy loop vir 9 maande met daai babietjie hier onder jou hart. Nee. En hier by die einde, nee, dan draai jy swaar. Ek onthou toe ek vir Corneille verwag het. Man, my kind was groot. Hy was 9 pond 10 ons gewees. So, hy was 'n groot baba, swaar gedra. Nee. Maar 'n mens is geduldig, want jy weet, daar's 'n vrug wat 'n lewendige entiteit gaan word. Dit gaan 'n persoon word. So is dit met gebed. Jy's in barensnood, maar jy's geduldig en jy hou uit en jy hou aan. Jy hou jou geloof vas. Ek wil vir elke ma vandag sê wat bid vir haar kinders. Bid vir jou kind. Moet nooit ophou nie. Sien hoe jou kind die Here dien. En gaan in intersessie gebed en bid vir daai kind van jou en staan vas op die woord van die Here. Jy sal sekerlik met gejubel die saad wat opgekom het, die gerwe, sal jy op jou skouers dra. Halleluja, halleluja. Die van julle wat kinders het, wat al groot is, wat uit die huis uit is, bid skrif oor jou kinders en sê, dankie Here, al hierdie skrifgedeeltes wat ek in my kind gesaai het, sal nooit ledig terugkeer. Amen. Dit sal doen wat U gesê het, dit sal doen. Skrif. Amen. Skrif. Halleluja, halleluja. Nou, daar's 'n verskil om te moan en om die skrif te bid. Party ma's dink hulle gaan dit reg kry, of party gelowiges dink hulle gaan dit reg kry deur te moan en te drink en vir die kind of die persoon met wie jy werk 'n
'n piece of your mind te gee. Nee, asseblief tog nie 'n piece of your mind gee nie. Jy het nie genoeg oor eers om die eerste stopstraat oor te ry. So moenie 'n piece of your mind gee nie. Die werk wat gedoen moet word is 'n geestelike werk op jou knieë. Amen. Nie letterlik nie. Jy kan op jou bed sit, jy kan op 'n stoel sit, maar voor die Here. Hebreërs 13 vers 17. Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele. Ai ouens, ek en pastoor Jan, ons waak vir julle siele. Ons waak vir julle siele. Ons dink aan julle dag en nag. Ons dink aan hoe gaan dit in jou geestelike lewe. Hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee. Het julle geweet dat 'n pastoor eendag sal rekenskap gee van die mense wat hy gepastoor het? Het julle dit geweet? Julle het dit nie geweet nie. Dat is 'n groter verantwoordelikheid om na mense te kyk en hulle geestelik op te pas as wat dit is om net 'n besoeker te wees. So ons moet rekenskap gee van elkeen van julle. En dis waarom mense verstaan dit nie altyd nie. Dis waarom moenie op 2 stoele sit nie. As jy lidmaat is van hierdie kerk, jy kan nie op 2 stoele sit nie. Of jy is deel van hierdie gemeente, of jy gaan. En dan is ek nie meer verantwoordelik. Amen? En dis hoekom ek partykeer vir mense sê, gaan doen is. Verstaan julle? Maar ek wil nie jou bloed op my hand hê. Amen. As jy nie gaan luister nie, dan kan ek die verantwoordelikheid neem. Jy het 'n kind, en die kind wil nie vir jou luister nie. En hy gaan in die straat, en hy gaan in die straat, en hy gaan in die straat, hy wil nie vir jou luister nie. Jy het hom gewaarsku. Ek sal julle met my saamstem, dit is 'n moeilike situasie. Jy weet, hier kom drama, jy weet, hier kom moeilikheid, maar daai kind wil nie vir jou luister nie. Ore is toe. Hulle wil nie luister nie. Geef hulle goeie raad, maar hulle wil nie luister nie. Nou, ons moet rekenskap gee vir elkeen van julle siele, sodat jou pastore dit kan doen met blydskap en nie alsigtende nie, want dis vir jou nie voordelig nie. As ek moet sug, as ek vir jou bid, Here, nou moet ek alweer bid vir Sunny Labaskagni. Hierdie Sunny Labaskagni wil nie hoor nie, Here, ek praat met hom, Here, sy ore is toe, sy wil nie hoor nie, Here. Dan sagter, Hebreërs 13 vers 17 sê, dis vir jou nie voordelig. Gee jou pastore blydskap. Jakobus 3 vers 1, moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons wat leermeesters is, sal 'n groter oordeel ontvang. Daar's 'n skerper toets waarmee jy eendag getoets gaan word. Jy kan nie net hier staan en sê wat jy wil, wat nie in die woord is. Amen. So, ons sal 'n groter oordeel ontvang. Ons lees in 1 Petrus 3 vers 2 en 3, en hou as herders toesig oor die kudde van God. Wie se kudde is dit? Myne. Kudde van God, wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie. Party kerke gaan jy in en dan, as jy jou weer omkry, dan het hulle jou opgesaai en dan moet jy by hulle dit koop en jy moet dat koop en jy moet dit koop en jy moet dat koop en jy is deel van dit en jy is deel van dat en dan hulle maak geld uit jou uit en hulle kry die adresse van al die mense en hulle gaan verkoop polis aan die mense en so aan. Dis vuil gewin. Dis vuil gewin. Moenie besigheid doen met die kerk van die Here nie, want Jesus het betaal met sy wat vir die kerk, met sy bloed, met sy bloed. So ons doen nie besigheid wanneer ons besig is met die koninkryk van die Here onder mekaar nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie. Heersers. Partykeer kry jy iemand wat 'n hoofmeisie of 'n hoofseun is, maar dan van hou om almal te rond te skat. Ja, maak so, jy kry partykeer so iemand in die gemeente.
Nie as heersers nie, maar wees 'n voorbeeld. Voorbeelde trek beter as woorde. Amen. Voordat jy vir jou kind sê, my kind, jy moet elke dag Sondag moet jy kerk toe gaan. Sorg jy dat jy daar is, sal jou kind dit navolg. Jy wil hê jou kind moet 'n geer wees, gee jy dat jou kind dit sien en jou kind sal gee. Woorde wek, maar voorbeelde trek. Woorde wek, voorbeelde trek. As iemand jou paad gemaak het, hoe sien jou kind jou? Sien jou kind jou waar jy vloek en skel en daai persoon sleg sê, of sien jou kind jou waar jy op jou knieë gaan en sê, Here, asseblief, ek gee hierdie moeilike situasie vir U. Help U vir my. Dan sal jou kind jou volg om dit te doen. Amen. As voorbeelde, en wanneer hy verskyn, die opperherder, sal julle die onverwelklike kroon ontvang. Nou die onverwelklike kroon is die sielewennerskroon. Ek gaan nou vir julle verduidelik wat is die sielewennerskroon. Man, ek is so opgewonde want dis in Daniël en dis die mooiste kroon wat daar is. Nou hierdie kroon is net vir mense wat ander mense bring om wedergebore te word. Amen. Maar nou wil ek net hierdie skrifgedeelte vir julle lees, want ek het nou vir julle verduidelik. Esegiel 33 vers 6 tot 8. En jy, o mensekind, ek het jou as 'n wag aangestel oor Israel. En as jy 'n woord in my mond hoor, moet jy hulle van my kant af waarsku. As jy sien, daar is iets wat erg verkeerd hoor, waarsku daai persoon. Amen. Jy sal verstaan hoekom ek so sê. As ek aan die goddelose sê, o ongelowige, jy gaan sekerlik sterwe, en jy spreek nie om die goddelose te waarsku vir sy werk nie. Jy sien jou kind doen iets verkeerd, maar jy waarsku hom nie. Sy bloed is op jou hand. Jy het hom nie gewaarsku. Jy het nie vir jou kind gesê, moenie in die straat speel nie. Nou kom nie 'n lorry en ry jou kind dood. Dis op jou gewete. Jy het nie jou kind gewaarsku nie, jy het hom nie gedissiplineer nie. As jy hom nie waarsku vir sy reg nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Hy gaan daai bloed van daai persoon van my hand eis. En dis waarom ek het geen heilige koeie. Dis geen heilige koeie in die gemeente nie. As ek sien dat jy doen iets wat nie reg is nie, sal ek vir jou sê, stop dit. Amen. Ek sien bang om dit vir jou sê, want ek waarsku jou bloed sal nie op my hand wees. As jy nie wil luister nie, gaan aan. Amen. Maar as jy die goddelose waarsku vir sy weg, en jy hom sê, hy moet hom daarvan bekeer, en hy hom nie bekeer nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe. Maar jy het jou siel gered, God hou jou nie verantwoordelik. Nou sien julle, waar kom die trane en die barensnood vandaan? Dis oor goddelose mense wat nie wil luister nie. Maar kom 'n punt, nie almal gaan vir jou luister nie. Nie almal gaan hulle knie buig voor die Here nie. As jy klaar gewaarsku, die persoon sê, ek wil niks weet nie. Dan is dit dan en dusted. Sy bloed is nie op jou hande nie. Pragtige skrifgedeelte, Spreuke 11 vers 30. Nou, toe ek hierdie skrif lees, die dink ek maar, hierdie skrif is 'n bietjie verkeerd omgesê. Hoekom is hy so verkeerd omgesê? Maar ek en pastoor Jan het lekker oor hierdie skrifgedeelte gesels en ons het te verstaan waarom hy so is. Die vrug van die regverdige. Die vrug van die regverdige. Hy sê nie die vrug van die boom nie. Hy sê die vrug van die regverdige. Wat is jou vrug wat jy dra? Liefde, blydskap, vrede, goedheid,
sagmoedigheid en selfbeheersing. Die vrug van die regverdige is 'n boom van lewe. En die wat siele wen, is wys. Sê hy hierso. So, die mense wat jy berei, moet van jou vrug kan eet. En dan kan jy daai persoon se siel wen. Verstaan jy nou wat ek sê? So, as jy nie die vrugte van die Gees dra nie, dan sal jy nie kan siele wen nie. Nee. Jy moet die vrugte van die Gees dra. Die mense kan jou nie sien vandag gaan jy en jy loop hier so'n slinger in die straat of jy is soos in getwala. En dan môre kom jy by hulle huis aan en dan sê jy vir hulle, "Wees wat jy met die Here doen." Werk is so nie. Werk is so nie. Jy moet 'n heilige lewe leef, want die vrug van die regverdige is die boom van die lewe waardeur jy kan siele wen. Hy sê, hy wat siele wen is wys. Jy's slim. Nou ek wil julle gou vertel, daar's 'n Indiese heilige man en hy kom in Amerika aan en die mense wat daar in Amerika is wil vir hom verduidelik van Jesus Christus en Jesus Christus se liefde. En hulle probeer vir hom vertel, maar daar's nou 'n taalprobleem, né? Mense wat julle weet hoe praat Indiërs. Wie van julle weet hoe praat Indiërs, né? En hulle sukkel om die Engelse taal te verstaan. En die een pastoor sê vir die ander pastoor, "Do you think he understands what we are saying?" En hulle vra toe vir hom, hulle sê, "Do you understand what we are telling you about the love of God?" En hy sê toe in sy Indiese gebrekkige Engels, hy sê, I think I do understand. I think I do understand. Hulle sê, "Are you sure you understand the love of God?" Hy sê, "I think I can explain it like this. When I take a stone and I throw the stone at a fruit tree, then the fruit tree does not throw the stone back to me. But the fruit tree throws a fruit to me." I said, Is that what you're talking about? En die pastoor sê, "Yes, that's what we are talking about." En jy sien, die vrug van die regverdige is die boom van die lewe. En hy wat siele wen is slim. Jy's wys. Nou Daniël 12 vers 3. Mense, Daniël 12 vers 3. So opgewonde oor die skrifgedeelte. En die verstandiges, sê verstandiges. Slim mense. Sensitiewe mense. Volwasse mense. Sal glinster soos die sterre, soos die glans van die uitspansel. Kry hom gou in jou Bybel. Daniël 12 vers 3. Ek sien daar van julle wat opsoek. Baie dankie dat julle julle Bybel saambring. Daniël 12 vers 3. Die verstandiges sal glinster soos die sterre, soos die uitspansel, en die wat baie na regverdigheid lei, sal glinster soos sterre, vir ewig en altyd. Halleluja, halleluja. Die sielewennerskroon is 'n kroon. Die kroon is nie 'n fisiese kroon nie. Ouens, ek dink aan hierdie ou liedjie wat ons gesing het toe ons kinders was. Van as hy weer kom, kom haal hy sy parels, al sy parels, fraaie parels, vir Jesus se kroon. Die kroon is
mense. Die kroon is mense. Die stielewinnerskroon is mense. Kan jy sien hoekom hy sê, die vrug van die regverdige is die boom van die lewe. Die stielewinnerskroon is mense wat in die kroon ingesit is. En jy dra dit. Jy gaan dit dra as jy een van hierdie mense is. Halleluja. En verstandig is. Nou, dis maklik om te sê, ag, ek gaan nie dit doen nie. Ek gaan nie bid. Laat hulle doen wat hulle wil, soos hulle wil. Die verstandig is. Wie is die verstandig is? Is hulle wat 'n gebedsboek vat. Hulle gebedsboek vat, hulle skryf daai naam neer. En hulle bid vir daai persoon, hulle bid vir daai persoon, hulle bid vir daai persoon, hulle bid skrif vir daai persoon, hulle sê, dankie Here, hierdie persoon sal U ken in Jesus. Nou, ek gaan 'n barensnood, 'n barensweer vir daardie persoon. Die verstandige sal glinster soos die sterre, soos die glans van die uitspansel, en vir die wat baie na regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. Lukas 15 vers 4. Watter man onder julle wat 100 skaap het, en een van hulle verloor, laat hy die 99 staan, en gaan agter die een aan wat verlore is, tot hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en sy bure en sê, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ons het baie jare met skape geboer en ek weet hoe ontsteld was ek, want my skape het name gehad. Okay. Daar was Rit gewees, en daar was Dina, en daar was Delilla, en daar was David. Hulle het name gehad. Want weet jy, hoekom het ek hulle name gegee? Saam met die name is sodat die mense hulle kan aftik as hulle so by die kraal inloop. En naderhand ken jy hulle skaap so goed. Ons het een skaap gehad, wat so stout was. En haar naam was Dina. En die skaapwagter het gesê, Lissies, ou teacher is alweer weg. Nou, ou teacher was Dina. Want sy was stout. Dan vraag ek eendag vir die skaapwagter, hoekom sê jy sy is teacher? Hy sê, nee, jy moet sien die skaap. Sy is so stout, sy leer die ander skaap op om stout te wees. Ek sê nou, hoe bedoel jy nou? Hoe bedoel jy nou, Aljan? Hy sê, met die skaap, wat jy sê is Dina. Ek roep haar teacher, stout teacher. Sy vat sy voet, sy sit hom so by die draad. Nou voel sy net die draad is styf hierso. Dan loop sy so, sit sy haar voet hierso op die draad. Sy voel, is bietjie slapper hierso. Dan loop sy nog tot sy by die plek kom wat sy voel, die draad is lekker slap. Dan spring sy weer. Hy sê, dan kom al die ander skape agter haar aan. Deur daai selfe plek. Hy sê, sy is 'n teacher. Sy is 'n slegte teacher. Sy leer die skape verkeerd. Nou ja, so, maar as jy nou 'n skaap het, en soos ek sê, ek het baie skape gehad, wat vir my baie spesiaal was. Baie van hulle, ek wil ek eers vir julle vertel wat ek skape gekry. Oom Spaar wat agter ons gebly het met skape geboer. En hy was nie lus om te sukkel om die goed nie. En dan maak hy in die môre die kraal oop, nou Piet hulle weet van Oom Spaar. En maak hy in die môre die kraal oop en dan is daar lammers. En die maas stel nie belang nie of het hom weggegooi of die lammers halfpad verklein of wat. Dan gooi Oom Spaar die wat nou so is in sy bakkie. Voor in sy bakkie. Stop hy voor ons huis en blaas hy in die toete. Hardloop ek of pastoor Jan uit, of Maria hardloop uit, en hou hy die lam so by die venster uit, en sê hy, denk, vat, kyk of kan jy iets daarmee doen. En dan het ek nou die lammetjie gevat, en hom warm gemaak, en hom 'n warm watersak gegee, en melk gegee, wat
eier ingeklits was en allerhande goedjies. En so het ek hulle groot gemaak, totdat ek 8 lammers gehad het. En dan, hulle kry koud, so ek het vir hulle truitjies aangetrek. Ons pa het homself simpel gelag. Dan kyk hy daar oor die heim, en dan sien hy, my lammetjies het truitjies aan. Dan lag hy en sê, jy kan nie vir 'n skaap trui aantrek. Maar so het ek hulle deurgetrek en hulle het groot geword en dit het 'n trop geword, want ons het hulle goed opgepas. So ek het elke van hulle geken. So, as die skape inkom, dan sê ek, waar is ou Poeksie? Dan sê die skaapwagter, jo, hier so baie skape, jy sê, waar is ou Poeksie? Ek sê, ou Poeksie is nie hier op soeka. Want ek het al geken. So ken die Here jou, en so ken jou pastoor jou. En as jy nie daar is nie, dan wil ons jou gaan soek. En as ons jou kry, dan sit ons jou op ons skouers, en ons draai jou, en ons is almal bly, omdat jy terug is. Hy sê hierso, as jy by die huis kom, roep hy jou vriende en jou bure en sê, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir julle dat daar net so blydskap in die hemel sal wees oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor die 99 wat die bekering nie meer nodig het nie. So is ons bly as een persoon inkom en hy gee sy hart vir die Here en hy besluit om die Here te dien. Amen. Wat 'n vrou wat 10 pennies het en sy verloor een, steek nie 'n lamp op en vlieg die huis uit en soek sorgvuldig tot sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriende en sê, wees saam met my bly, want ek het my penning gekry wat verlore is. Lukas 15 vers 10. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer tot God. Nou, Lukas 14. En 'n sekere man het 'n groot maaltyd gehou en baie mense uitgenooi. Dis Jesus. Jesus het 'n groot maaltyd gehou en hy het almal uitgenooi. Waar was die maaltyd gewees, ouens? Waar was die maaltyd gewees? Waar het die maaltyd voorberei? Daar, dankie. By die kruis, het die maaltyd voorberei. En hy het 'n groot maaltyd uitgenooi en hy het baie mense uitgenooi. Jesus sê, kom agter my aan, kom en dien my. Ek nodig hy het almal uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegte uitgestuur om die genooides te gaan roep. Hy sê, kom, alles is gereed, alles is klaar gedoen, dit is reg. En hulle het hulle elkeen vir self verontskuldig. Die een ou het gesê, ag, verskoon tog, ek het 'n stuk grond gekoop. En ek moet die stuk grond gaan, ek weet nie wat hulle die stuk grond gaan doen. Hy wil seker daar 'n kaja gaan opsit, of wil hy die stuk grond gaan uitmeet, of wat wil hy die stuk grond gaan doen, of daar gaan sit op 'n klip, ek weet nie wat hy op die stuk grond gaan doen nie. Ja. En 'n ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop, en ek gaan hulle probeer inspan en ploeg. Ja. Verskonings. En 'n ander een het gesê, kyk, ek is vasgetroud, ek kan tog nie nou weggaan nie. Ja. En daardie dienste het gekom en dit aan sy deur vertel. En toe die eienaar van die huis het kwaad geword en vir sy diensknegt gesê, gaan uit in die strate, in die gouwetjies van die stad, bring die armes, die verminktes, die krepeles en die blindes hierin. En die diensknegt sê, meneer, ek het dit gedoen, en daar's nog plek. Jy sien, there's room at the cross for you. Daar's plek, by die kruis, vir almal. Dalk mense wat jy jou neus voor optrek, daar's plek vir hulle by die kruis. Halleluja. Meneer, ek het dit gedoen, hier is nog plek. Toe sê die Heer vir sy diensknegt, gaan uit op die paaie en die lane
En ek hou van hierdie woord, en dwing hulle om in te kom. Dwing hulle om in te kom. Dis nie asof jy iemand gaan blackmail om die Here te dien nie. Maar daar's iets daarin, as jy ernstig is daaroor, dan sien hulle jou erns daaroor. En dit dwing hulle dan om ook in te kom. Wees jy ernstig daaroor. Amen. Dan het jy daai genuinheid. En jy, as jy jou kind moet waarsku, kom, dink nou gou saam met my. Sê nou maar, jou kind is in die tuin en jy sien, daar kom 'n slang aangeseil na jou kind toe. Hoe gaan jy jou kind waarsku? Ek weet, hoe gaan jy jou kind waarsku? Jy gaan nie so staan en sê, Wissie, wat sê? Wat sal kom is lang na jou toe? Wat sê? Nee, asseblief, nee, wat sê besorg gaan staan? Wat gaan jy doen? Jy gaan uitstorm buitekant toe. Jy gaan 'n graaf saamvat. As jy 'n graaf kry, dan gaan jy 'n besem vat. As jy nie besem kry, vat jy sommer 'n blompot of whatever. Jy gaan uitstorm soontoe en jy gaan daai slang konek op sy kop. Want daar's 'n dringendheid. Daar's 'n dringendheid. Jy gaan nie toelaat dat daai slang jou kind pak nie. Amen. Nou baie keer het ons nie daai dringendheid om vir mense te sê, ouens, word wakker, julle moet die Here dien. Weet jy mense, ek praat vanoggend daaroor met iemand anders. Jong mense wat niks mekeer nie, gaan en mekeer niks en val dood nie. Dan dink ek, is nie die ou mense wat dood gaan. Partykeer gaan jong mense dood. Ons weet nie wanneer daai dag gaan kom, wanneer daai persoon sy tyd om is nie. En dis hoekom daar dringendheid is. Dis hoekom ons sê, man, bekeer jou, luister tog wat ek vir jou sê. Amen. Toe sê die Heer vir sy dienste, gaan uit op die paaie en die land en sê, dwing julle om in te kom, sodat my huis vol kan word. Want ek sê vir julle, dat nie een van daardie wat genooi was, my maaltyd sal smaak nie. Handelinge 22 vers 15. Want jy sal vir God 'n getuie wees van alles wat jy gesien en gehoor het. Ek is so bly as julle vertel. Mense, julle moet vertel van wat die Here vir jou gedoen het. Amen. Vertel wat die Here vir jou gedoen het. Sê vir die mense rondom jou. Moenie 'n silent witness wees nie. Vertel en sê, die Here het dit en dit in my lewe gedoen. Vers 16. En nou, waarom versuim jy? Staan op en laat jy doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Halleluja, halleluja. Wie van julle is nog nie gedoop? Steek af met jou hande. Wie is nie gedoop? Almal van julle gedoop? Ok, goed. Ek wou sê, ek is 'n aktivis. Ek is 'n aktivis. As ek iemand was wat nou sy hand opgesteek het gesê, ek is nie gedoop nie, vat ek jou nou my aan en sal mense so maar doen en doop jou nou. Amen. Amen. Ja, want hoekom wag? Hy sê, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop om jou sondes af. Die doop vat jou nie hemel toe nie. Die doop vat jou nie hemel toe nie. Dit is 'n sakrament, dit versterk jou geloof. 1 Tessalonisense 2 vers 19-20. Want wie anders as julle, sê, wie anders as julle is ons hoop, blydskap en kroon. Julle is die kroon. Mense is die kroon van die sielewenners. Van roem en die teenwoordigheid van ons Here Jesus.
Filippense 4 vers 1. Daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en my kroon. Halleluja! En dis waarom die sielewennerskroon word genoem, kroon van blydskap. Amen. Want met blydskap sal jy die gerwe op jou skouers dra. Jesaja 61 vers 3. Nou, in die ou tyd, as jy hartseer is, dan het hulle wat op hulle koppe gegooi. Wie kan vir my sê? As, dankie, hulle het as op hulle koppe gegooi. Nou sê Jesaja 61 vers 3, ek gee jou, kom ons blaai net gou soen toe. Kom ons blaai net gou soen toe. Hoe graag die hele konteks daar lees. Hy sê, ek gee vir jou sieraad vir as. Jesaja 61 vers 1, die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het, om die blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Ek weet nie hoekom is mense so bang om die Here te dien. Dis 'n blye boodskap. Amen. Dit maak jou hart bly. Dis 'n blye boodskap. Halleluja. Omdat die Here my gesalf het om die blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes vrylating uit te roep. Ai, tog, as jy daar by jou huis sit en jy dien nie die Here nie, dan jy in 'n gevangenis, jy is eensaam, jy is alleen en jy voel ver van die Here af, en dit is nie lekker nie. So hoekom sit jy in die gevangenis? Die deur is oop. Amen. Die Here sê, ek het vir jou 'n maaltyd berei. Ek het jou ook uitgenooi. Kom net om vir die gevangenes vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis, om uit te roep 'n jaar van welbehae van die Here en 'n dag van wraak van ons God, om al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word. Sieraad, vir as. Jy dra nie meer daai as op jou kop nie. Jy dra die kroon op jou kop. Vreugdeolie, vir treurigheid. Halleluja, halleluja, halleluja. Ek wens ons het olie hier so gehad, wat ons julle kan oil vandag. Vreugdeolie vir smart, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word ter 'n binde van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. My naam word geskryf op die palm van sy hand. Die gee my sieraad vir as. Amen. Ek sing 'n liedjie. Vreugdeolie vir smart. Ek sluit af met Johannes 4, vers 31. En intussen het sy disippels by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet. En hy sê, ek het voedsel om te eet, waarvan julle nie weet nie. En hierdie disippels se koppe hak heeltemal uit. Hulle praat met mekaar, hulle sê, het jy vir hom kos gevat? Het jy vir hom kos gevat? Wie het nou vir hom kos gevat? Wie het nou vir hom kos gevat? En hulle sê vir mekaar, wie van julle het vir hom kos gevat? En Jesus sê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my bestuur het, om sy werk te volbring. Dis jou kos. Dis jou kos. Dis om God se werk te doen. Amen. Vers 35. Hy sê julle nie vir mekaar, dis nog 4 maande, dan moet ons ingaan en gaan oes nie. En dit is so. Ons kyk, jy ry baie keer verby lande, en dan sien jy die koring is geel, goud. Nee. En dan sê jy vir mekaar, hierdie goed geoes word. Nee. Jesus gebruik hierdie as 'n voorbeeld. Sê julle nie vir mekaar, dis nog 4 maande, dan kom die oes op. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oor op en aanskou. Die lande is wit vir die oes. Wit
beteken dis daar so baie mense daar buite kan. So baie mense daar buite kan. Jy gaan Pick n Pay toe, daar's mense daar. Jy gaan petrolstasie toe, daar's mense daar. Jy gaan dokter toe, daar's mense daar. Jy gaan, ek weet nie waar jy oral gaan, maar daar's mense daar. Amen. Halleluja. Vers 36. En hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam kan bly wees. Amen. Halleluja. Jesus sê in Openbaring 22, ek sê af daarmee, Openbaring 22, die laaste hoofstuk van Openbaring. Kyk, ek kom gou. Nou, moet nou nie aan dit dink as eindtye nie. Weet jy, as jy vandag die tydelike met die ewige verwissel, dan hy vir jou gekom. Verstaan jy? Nie van ons weet hoe lang ons gaan leef nie. Ek weet nie. Miskien gaan jy 800 jaar oud word, ek weet nie. Miskien gaan jy 80 word, ek weet nie. Maar hy sê, kyk, ek kom gou en my loon is by my. My loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. God is nie onregverdig om te vergeet wat jy alles vir die Here gedoen het. Sielewennerskroon is daar vir ons. Laat ons siele wen vir Jesus Christus. Ouens, daar's mense wat in jou jaar plek, wat nie die Here dien. Daar's mense in jou straat wat nie die Here dien. Daar's mense langs jou wat honger en dors na die geregtigheid. Jy sit op jou bank, jy is selfsugtig, jy dink net aan jouself. Jy dink, ek is waar, ek sien nou lus nie. En jy verloor die kans om siele te wen in Jesus Christus. Almal met wie jy kontak het, is jou verantwoordelikheid. Elke persoon, elke een van jou vriende is jou verantwoordelikheid. Elkeen wat in jou huis bly, is jou verantwoordelikheid. Die Here sê, wat doen jy? Praat jy? Verkondig jy my woord? Of as jy saam praat, as jy maar net saam praat, en want jy wil nie, you don't want to rock the boat. You don't want to rock the boat. Nou, 'n mens moet ook sensitief wees. Amen. Ek wil net dit sê. Wees sensitief aan die leiding van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die een wat vir jou sal sê, gaan nou, gaan saai nou. Heilige Gees sal vir jou sê, jy het 'n dag gesaai, gooi nou water. Heilige Gees sal vir jou sê, het nou water gegooi, pas op dat die sonde nie doodbrand. Heilige Gees is die een wat die oes ken. En dan sal die Heilige Gees vir jou sê, is tyd nou om te oes. As die tyd is om te oes, dan gaan jy, en jy gaan oes, en jy dra daai gerwe op jou skouers. Jy bring dit aan Jesus toe, tot eer van sy naam. Amen. Praise the Lord. Dankie Hemelse Vader, dat U het ons nie verniet op hierdie aarde gesit nie. Here, U het ons hier gesit, sodat ons kan skyn, soos die sterre in 'n donker wêreld. Dankie Here, die vrug van die regverdige is die boom van die lewe, sodat ons kan siele wen vir U koninkryk. Here, U het die maaltyd gereed gemaak. U het gesê, kyk, die maaltyd is klaar. Nee, dit nie. U het gesê, kom almal, kom eet, kom drink. U het uitgenooi. Here, laat ons U diensknegte wees, wat in die landings uitgaan, en hulle gaan doop op 'n mooi manier, om in te kom, deel te wees van U koninkryk. Dankie Here, die mense in ons
lewe is ons kroon. Dankie daarvoor, Here. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. O, ek het nog so baie, maar ja.